Dit is 'n voorreg om elke keer saam te reis. Kom ons bid sommer saam. Here, dankie dat ons ook saam U teenwoordigheid kan opsoek. Dankie dat U teenwoordig is. Dit is ons wat sukkel aan ons kant van die draad. Maak ons sensitief vir U nabyheid. Maak ons sensitief vir U Heilige Gees en leer ons, Here, wat U wil hê ons moet vandag leer. In Jesus se naam. Amen. Ek begin sommer so met 'n verwysing na 'n boek wat so ruk gelede weer deur 'n uitgewer uitgegee is vir 'n tweede keer, Vat die regte pad Jesus in. Nou, ek wil nie die boek adverteer nie, hy sal uitdruk uit, maar ek het die boek geskryf 'n paar jaar gelede, juis nadat ek een aand met 'n klompie jong volwassenes by 'n kerk gepraat het. En my vraag aan hulle was, as daar een ding is wat jou herinner aan die kerk, of bybly oor die kerk, of pla oor die kerk, wat sal dit wees? En toe was dit soos 'n stortvloed van woorde. En elke jong mens het vir my gesê, die kerk laat hulle skuldig voel. Op een of ander manier laai die kerk net nog 'n skuldgevoel, nog 'n, soos wat ek het maar altyd vir myself uitdruk, 'n te min, te laat gevoel op ons af. Never good enough. Dit het my baie diep laat dink, tot die mate dat ek 'n boek daaroor gaan skryf het, om vir myself antwoorde te probeer gee, want 'n boek is tog ook mos maar 'n verlengstuk van 'n ou se eie ervarings, nie waar nie, sal die skrywers vir jou sê. En ek het in my eie lewe onthou hoe dikwels het ek skuldig gevoel, nooit ophou om skuldig te voel dat ek vir die Here te min doen nie. Week na week het die kerk my daaraan herinner wat 'n mislukking ek is, hoe ek die wet van die Here oortree, hoe ek in elke preek alweer nie oor die dwarslat kon kom nie. Later in my lewe het ek God se woord begin lees en vryheid in die Here gevind. Maar my lewe lank bly dit by my by oor hoe mense lewenslank met skuldgevoelens worstel. En ek moet tot my kosbare skoonmoeder wat alreeds by die Here is, sy getuienis ietsie deel. En ek dink nie sy sal kwaad wees, ekskuus Rinaatjie, maar ek dink nie jy sal kwaad wees as ek dit noem nie. Ek onthou so kort voor my skoonma se dood, het ek baie tyd langs haar sterfbed, haar siekbed spandeer. En ek onthou een van ons gesprekke dat sy vir my gesê het, Stefan, ek voel so skuldig. Ek het te min vir die Here gedoen. Hoe gaan ek hom ooit in die oë kyk? Ek het vir haar gesê, ma, gedoorie waar, dit kan nie waar wees nie. Sy is een van die mees godvreesende vroue wat ek ooit in my lewe geken het, wat die Here van harte lief gehad het, wat Christus met oorgawe gedien het. Wat het gebeur dat die kerk dit by ons agtergelaat het? Dat dit ons beste herinnering is, of ons beste ervaring is, dat ons te min, te laat vir die Here doen. Dat ek net nooit goed genoeg is vir die Here nie. Dat dit soos daai blommetjie is, onthou jy, he loves me not. Party dae goed, ander dae nie goed nie. Soos 'n wipplank, een dag bo, een dag onder, en dan nog miskien een dag onderste bo. Wat het gemaak dat dit gebeur? Die evangelie is waaragtig bedoel om jou vry te maak. Ek het gehoor dat ek te min vir die Here doen. Maar weet jy wat, die skrif het my anders geleer. En as jy ook gedurig op hierdie wipplank is, hou die Here van my, hou hy nie van my nie. Gaan ek dit by hom maak, gaan ek dit nie maak nie. Dan wil ek vir jou vandag uit die skrif uit, by hier waar ons ook nadink oor gebed, bemoedig. En ek wil graag 'n spesifieke teks, wat 'n kosbare teks ook hopelik in jou lewe en in my lewe is en sal wees met jou deel. Dit is Lukas 10 vers 38. Ek lees uit die Boodskap vertaling. Daarna het Jesus verder gereis Jerusalem toe. Langs die pad het hy in 'n dorp oorgebly by 'n vrou met die naam Maria. Sy het ook 'n suster gehad. Haar naam was Martha. Toe Jesus daar in hulle huis kom, het hy oudergewoonte met sy volgelinge oor God se nuwe wêreld gepraat. Maria, wat haar suster gehelp het om die kos reg te kry, het dit agtergekom. Sy het toe tussen hulle gaan sit. Martha het intussen agtergekom dat Maria nie meer in die kombuis help nie. Toe sy haar suster daar by Jesus sien sit, was sy op die plek kwaad. Sy het na Jesus toe gestap en vir hom gesê, Here,
Hoe kan u so iets toelaat? Laat dit u nie, dat my suster my alleen laat kos maak en die gaste bedien nie? Maar die Here het vir Martha geantwoord: My liewe Martha, jy hardloop aan mekaar rond. Jy bekommer jou of alles gereed is. Laat staan dit. Dis mos nie waaroor die lewe gaan nie. Daar is net een ding wat regtig saak maak, om God te ken. Maria weet dit. Daarom het sy die regte keuse gemaak. Niemand sal dit ooit van haar kan wegvat nie. Leer by Maria. Die lewe gaan oor een ding. Nie 7 habits of highly successful leaders nie. Dis okay. Nie 95 stellings nie. Ek verstaan hoekom Luther dit gedoen het. Nie 'n 3-punt teks nie. Jesus sê een ding. Maria het dit baas geraak. Kom rus by God se voete. Kom tot rus. En dit is die belangrikste. Niemand glo Jesus nie. Kom ek bely maar namens myself, ek sukkel ook daarmee. Ons dink ons waarde, ons identiteit lê in ons besig wees. Jy weet, niemand is mos so besig soos ek nie. Ek weet jy het nie nou vir my tyd nie, maar as daar dalk 'n gaatjie is, weet jy, is nou 'n klein gaping in my dagboek. Klink al hierdie uitsprake bekend? Nee, ek wil nie ons moet skuldig voel oor dat ons besig is nie. Maar besig wees is nie 'n doel op sigself nie. Ek het mos nou al vertel by geleentheid by E-kerk van ons besige bull terrier wat ons gehad het 'n klompie jare gelede. Nog nooit in my lewe het ek so besige hond gesien nie. Trouwens, hy was so besig, ons het 'n lang leiband gehad en hom aan ons wasgoeddraad vasgemaak. Ek sê vir daai hond het vore gehardloop soos hy om daai wasgoeddraad gehardloop het. Aan die einde van die dag as ek met ons bull terrier sit en praat en vra hoe was jou dag, dan het hy vir my gesê besig. Maar hy het niks konstruktief gedoen, hy het net gehardloop. Dis nie 'n goeie manier om die lewe te leef nie. Die lewe gaan oor om tot rus te kom aan die Here se voete. En hier is ons by 'n klassieke teks. Martha en Maria, Jesus se 2 vriendinne, sekerlik Lazarus ook, van wie ons daar in Johannes 12 lees en 11. En hulle het in Betanië gebly. En as Jesus nou hier in hulle huis is, wat 'n voorreg. Ek het al by geleentheid by E-kerk vertel en ook in die boek wat ek geskryf het, dink net, wat 'n soort boek kon Maria geskryf het. I cooked for Jesus. Ek meen, 'n topverkoper, 'n nuwe Christelike masterchef. Almal sou by haar wou geweet het, ek kan jou nou net vertel. Niemand sou geplaag gewees het oor wat Jesus geleer het nie. Almal sou wou geweet het, nou wat se kos het hy van gehou? Was dit toe die voorgereg, of was dit daai hoofgereg, of was dit dalk die puddingkie wat jy gemaak het? Wat het Jesus se aandag getrek? Dis waaroor mense mos eintlik praat. Maar Jesus het by hulle aan huis gekom en gedoen wat hy altyd doen. Hy het die koninkryk van God bekend gemaak. En terwyl Maria skernier soos 'n muur en Martha rondhardloop en kos maak, het Maria 'n keuse gemaak om by Jesus se voete te gaan sit. En Martha het 'n storm losgekook. Sy wou die eerste Christen Michelin Masterchef wees. En toe kom Martha op 'n stadium agter. My liewe sussie is nie hier nie. En daar's niks wat besige mense so kwaad maak, soos lui mense, wat nie hulle hande wil optel nie. Ek sien hulle oral. Jy ken hulle ook. Jy werk jou mors dood. By 'n funksie, by die werk, by die kerk, by 'n skool, by 'n bazaar. En dan sit 'n paar mense, soos wat my ouma altyd gesê het, met hulle handjies gevou. Hulle doen niks. En dit kan besige mense tog so irriteer. En dit maak Martha so kwaad, dat sy by Jesus stop. En sy sê vir hom, Here, pla dit u nie. 'n Vrou moet in die kombuis wees, hulle moet kook. En hier sit sy aan die voete en niks doen nie. Wat is dit nou vir 'n tydmors in jou lewe? U wil eet, ons moet vir kos gee, en dis 12 disippels, en wie weet nog almal mense. En nou, wat doen Jesus? Draai hy om na Maria, wat hier tussen die mans aan sy voete sit, en vermaan haar, o ja, want terloops,
Dit was nie eintlik 'n normale plek vir vroue nie. Dit was mos 'n manswêreld. Jesus het hom nie daaraan gesteer nie, soos die teks wys. Vroue was nie toegelaat in Joodse tradisie om onderrig te word nie. Die stereotype, ek moet dit so agter my hand sê, was mos dat vroue nie slim genoeg is nie. Jy moenie jou asem op hulle mors nie. Maar God verskil miljoen% daarvan. Jesus nooi vroue in sy disipelkring in. Jesus onderrig hulle. Jesus weier om stereotypes oor vroue en wie ook al in stand te hou. Daarom is lerende Maria aan sy voete. Maar iets wat Martha nie verstaan nie en baie gejaagde hartmense nie verstaan nie, is dat jou waarde, jou identiteit, dit wie jy dink jy is, nie geleë is in jou gejaagdheid nie. Hoe sê ek altyd vir myself? Most of us are human doings, not human beings. Ons moes human beings gewees het, wat rustig is, wat kalm is, wat asem kan uitblaas. Wat die Psalm 131 roete kan doen. Onthou jy Psalm 131, kort psalm. Dit vertel van Dawid wat sê, soos 'n klein kindjie rus gevind het aan my moeder se skoot, aan sy moeder se skoot, so het ek rus gevind aan u voete. Ek is nie meer besorg oor dinge wat bo my kop is nie. Ek het rus aan die Here se voete gevind. En dis wat nodig is. Een ding, elke dag, 2026, wat 'n jaar ook al, een ding is nodig. Jy moet aan die Here se voete rus vind. Jy kan die waarheid in Jesus vind, jy kan Jesus as 'n verlosser vind, jy kan die regte kerk vind, jy kan die regte skrifuitleggers vind, jy kan wat ook al vind, maar as jy nie rus gevind het by Jesus nie, is alles te vergeefs. Jy kan in Jesus se teenwoordigheid rondom hom rondskarrel, soos wat Martha doen, en nog steeds nie rus vind nie. Jy kan jou lewe in die kerk deurbring, en nie rus vind nie. Jy kan elke dogma, elke leerstuk saam met almal debatteer, en daar's mos elke week 'n nuwe kerklike geveggie, en opdaag vir elke geveg, en jy kan die vaandel, die vlag vir die waarheid dra, en opstaan vir die Here, maar as jy nie rus gevind het nie. Net een ding is nodig, kom tot bedaring, kom tot rus. Nee, dis nie niks doen nie, want as niks doen, ons beter mense sou gemaak het, sou Suid-Afrika 'n fenominale plek gewees het. Ek meen, hier's baie mense wat niks doen nie. Jesus sê nie moet niks doen nie, hy sê, kom sit aan my voete. Kom sit net. Nee, moenie kom met 'n program, met 'n aksie, met 'n informasiekursus, moenie kom om vir God 'n klomp idees en hulpmiddels te gee, wat ek dink baie mense dink gebed is nie. Terwyl ons oor gebed praat, gebed is nie om vir God voorstelle te maak wat hy moet doen nie. Gebed is heel eerste om by God te wees, sodat hy jou hart kan verander, om te belyn met sy wil. Partykeer is dit 'n worsteling. Vra vir Jesus in Markus 14. Jesus moet worstel in Getsemane. Hy moet huil en stoei, maar Jesus weet die belangrikste item van gebed, die belangrikste eienskap van ware gebed, is om toe te laat dat God jou vorm na sy eer, na sy beeld, om uiteindelik te sê, Here, ek buig voor u wil. Ek sê weer, dis die belangrikste. Partykeer is hierdie rus 'n stryd. Jesus het rus gevind aan sy Vader se voete in Getsemane, al het dit hom bloeddruppels gekos. Hoor mooi, Jesus het rus gevind in sy Vader se wil, al het dit hom bloedsweet en bloeddruppels gekos. Kan ek dit weer sê? Dat dit net insink. Moenie 'n fout maak nie. Jesus se bloedsweet het vir hom rus vir sy siel gegee, want hy het in God se wil in sy arms rus gevind. So moenie dink dis 'n, hoe sê die ouens, 'n laissez-faire, 'n lekker loslyf niks doen nie. Maria het aandagtig na Jesus geluister, terwyl Martha aandagtig die kospotte dopgehou het. Maria het haar hart oopgestel, terwyl Martha goed met haar hande wou dien. En dan, pleks dat Maria die teregwysing kry Martha toe die vermaning. My liewe Martha,
Ek wonder baie keer of dit is waar die liedjie vandaan kom. My liewe Martha, breek, stop. Dis reg, moenie dink dis verkeerd om kos te maak en die huis skoon te maak en 'n dienende Martha te wees nie. Dit het ook mos 'n spreekwoord geword. Ek onthou my pa het altyd my kinderjare as my ma by die kerk se sustersbyeenkoms was. En hulle het bekend gestaan as die bond van dienaresse. Onthou ek nog in my kinderjare. Dan vra ek baie keer vir my pa, ek onthou dit tot vandag toe. Pa, waar's ma dan? Sê nee, ma's daar by die bond van sondaresse. Dan sê ek nee, pa, dit verkeerd. Dan lag hy maar nou net. Die bond van dienaresse. En is reg. Dis reg, ons moet dien. Dis die hart van die evangelie. Maar die eerste ding, die belangrikste, is om aan Jesus se voete tot rus te kom, tot bedaring te kom, tot kalmte te kom, jou asem uit te blaas en sê, Here, kom, nie moet 'n agenda nie moet 'n program nie, partykeer wel. Here, partykeer kom ek met 'n las op my skouers, soos Galasiërs 6 my leer. Ek het ander mense se laste gedra en die beste plek om dit aan neer te sit is aan die voete. Ek het 'n kind wie se lewe stikkend is, ek het dalk 'n vriendin wat deur 'n groot stryd gaan, ek is stikkend oor my land, ek is stikkend dalk oor groot brande wat skade doen of oorstromings. Here, en ek kan dit nêrens elders vat nie, behalwe na U toe. Maar ek moet dit by U neersit. Want Here, ek kan dit nie dra nie, my skouers is te smal, maar ek is geleer om te buig en neer te sit en dit by U te los. Ek is geleer, ek kan my probleme U sinne maak as ek dit reg doen. En dis wat met Maria gebeur. En dit is wat die een ding is wat nodig is in gebed, wat nodig is in my lewe, wat nodig is sodat ek uiteindelik kan weet, ek is goed genoeg vir die Here. Jesus sê, weet jy wat? Ek het die prestasiemeting namens jou gedoen. Dis nie 'n onbelangrike ding om te sê nie. Ek verstaan van prestasiemetings. I get it, soos die Nederlanders sou sê, of as dit die Engelse. Ek verstaan prestasiemeting. By werke is daar elke jaar 'n prestasiemeting, by kerke. Ek verstaan dit. Ons word daarom ook betaal om te werk en werkverskaffer, 'n werkgewer het daarom die reg om te weet of ek gedoen het waarvoor ek betaal word, ook in die kerk. Maar hier's die ding. Ek hoef God nie te beïndruk nie. Daar is nie 'n telbord of 'n blommetjie waar God sê, ek hou van jou tot die mate wat jy aan my gehoorsaam is nie. Ek hou in elk geval van jou. Kan ek dit net weer sê? God sê, daar's nie 'n telbord nie. Jesus het die telbord betaal. Ek hou in elk geval van jou. Ek gaan nie meer beïndruk wees deur jou as jy vir my 'n Michelin gehalte ete kook nie. Ek gaan dankbaar wees. Jesus was vir brood dankbaar. Hy sou ook vir sy vriende se kos dankbaar gewees het. Ek het geen twyfel nie. Maar Jesus sou nie meer van Martha hou omdat sy 'n groot ete, 'n storm losgekook het nie, soos ek sê. Omdat sy 'n Michelin geestelike ster-bou gehad het nie. Hy sou in elk geval vir haar lief gewees het, soos wat hy was en is. Jesus sê, ek het die prestasiemeting namens jou gedoen. Ek het klaar gewen. Ek het klaar betaal wat jy moes betaal. Is dit nie wat Paulus bedoel? En waar sê dit? Kolossense 2 vers 14 of 15, vers 14 met name, die skuldbrief, met ander woorde die rekening wat die skuldeisers wil hê. Jesus sê, ek het dit betaal. Jy sal ons nou weet as jy skuld het en baie keer raak 'n mens agter of jy vergeet en as die skuld invorderaars gou op jou keus, dan sê hulle betaal of wel die dood en die hemel en die lewe het 'n skuldbrief teen ons. Ons skuld God 'n goeie lewe, ons skuld God gehoorsaamheid. En toe sê Jesus, ek het betaal. Daarom sê Paulus in Kolossense 2 vers 14, my skuldbrief, met al die aanklagte teen my, het hy daar aan die kruis vasgekap, en met sy bloed daaroor geskrywe, betaal, afbetaal. En dis eintlik wat Maria op 'n sekere manier beleef. Net een ding is nodig, kom tot rus. Maar rus reg, ja, jy sal weet, skaars is Desember verby, of Januarie is op 'n mens, dan is jy alweer moeg.
dan het jy vergeet van die Desember vakansie. Dan sê jy, dit was die langste maand van die jaar. Die geld is op, die kos is op. Wanneer kom Desember? Desember se rus hou net so rukkie. Soos ons afhanklik is van 'n vakansie om uit te rus, gaan ons nooit uitgerus wees nie. As ons nodigheid vir 'n wegbreek, hoe belangrik dit ook al is, dis wonderlik, hou vakansie, breek weg. Maar ware rus, Sabbatsrus, pelgrimsrus, jy noem dit, is Maria se rus. Net een ding is nodig, kom sit by Jesus se voete. Kom by Jesus tot bedaring. Niks anders maak saak nie, sê Jesus, as om by my te sit. Om so naby aan my te wees, dat jy my woorde hoor, dat ek in jou oë kyk, dat ek vir jou kan sê, mooi so, jy het daai een ding uitgekies. In 2026 gaan jy baie kere hoor, jy doen te min. Jy doen te min by die werk, by die kerk, waar ook al. Jy gaan baie preke hoor en baie vermaanings hoor, oor hoe sleg dit in die kerk gaan, en hoe dood dit in die kerk is. Maar hoor een ding, Jesus nooi jou uit al hierdie geraas uit. Hy nooi jou tussen al die haastige hartmense, wat hier en daar en doe rond hardloop. En hy sê vir jou, kom leer by Maria. Kom sit aan my voete. Ek het vir jou 'n plek gehou. Ek het vir jou 'n plek gehou. Nie so baie mense sit by my nie. Almal hardloop, almal skanier, almal wil vir my bewys wat hulle kan doen. Maar ek het vir jou 'n plek gehou. Jy hoef niks te doen nie, want ek het jou lief. Lief genoeg dat jy en ek tyd kan deurbring. Dat jy tot bedaring kan kom. Dat jy kan asemhaal, vry kan asemhaal, kan ontspan. Want weet jy wat? Ek is in die huis. En jy moet nie hierdie kans deur jou vinger laat glip nie. Want ek is op pad Jerusalem toe. Maar vandag het ek en jy 'n afspraak. Vandag is die dag dat ons saam gaan eet. Dat ons brood gaan breek. En hoor mooi, niemand sal dit ooit van jou kan wegvat nie. Soos wat ek vir Maria gesê het, sê Jesus, sy het die beste deel uitgekies. Dis toe nie die Michelin ster ete nie, maar dis om by Jesus te sit en te rus. So, hoe hierdie jaar ook al vir jou gaan uitspeel, en hoe jy gaan rondhardloop, kom 'n bietjie tot rus, kom by Jesus. Dis die beste deel. Hy het dit vir jou uitgesoek, en hy nooi jou, en hy sê, vergeet wat ander mense sê, dit maak nie saak nie, ek het jou genooi. Ek het jou genooi, dis die beste. Net een ding is vir jou siel nodig, en ek het vir jou gesê wat dit is. Kom tot rus, kom tot bedaring, doen dit nou. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat ek by U kan rus vind. Leer my om regtig tot bedaring te kom. Leer my om aan die voete regtig te rus. Dankie vir hierdie een ding, en nou weet ek dit, en nou geniet ek dit, om by U tot rus te kom. Ek prys U naam, Jesus, dat U vir my plek gehou het. Ek gaan my plek vol sit aan U voete. Amen. Wat 'n voorreg om saam te kom reis. Vrede vir jou.